Ons gesels nou oor 'n onderwerp wat deesdae net meer kop uitsteek, naamlik uitbranding, oftewel burn-out. Ek verwelkom graag die welstand en leierskap afrigter en stigter van Roar Coaching and Consulting, Marelise de Villiers-Passon. Nou Marelise het self 'n moeilike tyd van uitbranding tydens haar korporatiewe loopbaan ervaar en vandag help sy ander mense om die tekens raak te sien en praktiese maniere te vind om dit beter te hanteer. So goeiemôre, good morning Marelise, welkom hier by ons. Goeiemôre, is heerlik om by jou te wees. Goed, kom ons begin by die begin. Ek wil graag vir jou vra, wat presies, hoe sal jy burn-out of uitbranding opsom of definieer vir ons? Dit is regtig 'n baie diep gevoel dat niks in die lewe meer saak maak nie. Jy weet, jy staan basies in die oggende op en daar's net geen, daai vuurtjie in jou is net heeltemal geblus. Dit is net 'n gevoel van absolute leegheid en dat jy geen doel in die lewe meer het nie. Ja. Goed, nou baie mense voel vandag oorweldig deur werk en ook die tempo van die lewe. So hoekom dink jy sien ons soveel meer uitbranding in vergelyking met 'n paar jaar gelede? Die pas van leef het net so ongelooflik versnel en dit is vir my so kommerwekkend om te sien hoe ons net op daai treadmill klim en ons hardloop net vinniger en vinniger en vinniger en daar's al hierdie faktore in die samelewing en ons weet nou met AI en advancements in technology, dis amper asof 'n mens net nie kan bybly nie. Jy voel of jy heeltyd opvang. en dit is maar 'n regte gevoel van, jy voel net jy kan nie voorkom nie. Nou wat sê is die eerste tekens? Wel, dit is regtig maar en ek is so geïnspireerd deur al die gaste vanoggend en veral Adrian Stevens, hy het dit so mooi opgesom in terme van jou liggaam en luister vir die tekens in jou liggaam. Ek sê altyd, your body give you the whispers. And then if you don't pay attention, those whispers become screams. En dit is maar, die eerste teken is maar daai in jou liggaam, daai seerheid, daai stywe spiere, die feit dat jy regtig sukkel om op te staan in die oggend. Daar's so baie faktore, maar dit is maar alles kom maar terug na stres en trauma toe. Ja, en ek dink 'n mens is ook baie meer emosioneel as wat 'n mens veronderstel is om te wees. Maar nou wil ek ook vir jou vra, waar begin 'n mens dan nou om weer daai balans en energie te vind of weer op te spoor wanneer jy reeds uitgebrand voel? My persoonlike storie was maar, 16 jaar in 'n korporatiewe omgewing. Ek het in Engeland gewoon vir 18 jaar en dit was daai oomblik wat jy net besef, maar I call it my enough is enough moment, waar jy net eenvoudig moet stop en jy moet net eenvoudig besef, en is daai bewuswording dat iets moet verander. Die pyn is nou te erg, iets moet nou verander. En ek het byvoorbeeld self weggestap uit 'n baie suksesvolle, en ek sê altyd suksesvolle loopbaan, omdat dit het net eenvoudig daai gevoel wat ek beskryf van leegheid en no purpose, het net eenvoudig te veel geraak. En in my situasie het ek saam met 'n boelie gewerk, en hy was eintlik die persoon wat vir my daai hupstoot gegee het. Ek het nooit gedink ek sal dit hardop sê nie, maar die persoon wat vir my basies voor my hele span in 'n boardroom gedemote het. En dit was dan die catalyst vir die burnout moment en daai enough is enough moment. En ek kon wegstap en ek kon my lewe herbou. En ek dink dit is maar dit is daai courageous action, die om braaf te wees, om weg te stap of om te sê enough is enough. Ek moet nou ietsie anders doen. Ja. Goed, nou baie mense voel skuldig om af te skaal of dan nou grense te stel. En ek dink hier is 'n baie belangrike vraag. Hoe leer 'n mens om nee te sê sonder om skuldig te voel? Wel, dit is absoluut oefen en oefen en oefen. Jy gaan die eerste keer wat jy dit doen, gaan dit vir jou verskriklik ongemaklik voel. Ek sê altyd no is a full sentence. Jy weet, jy hoef nie te verduidelik
hoekom jy nee sê nie. Ek dink en dis presies wat jy nou sê, ons voel skuldig. So ons wil heeltyd verduidelik hoekom ons iets nie kan doen nie, hoekom ons nie kan nee sê nie. En 'n baie praktiese oplossing wat ek nou al geleer het en ons is almal 'n work in progress, jy weet. Ek is ook maar nog op daai journey. Ek sukkel my man is baie goed om nee te sê. Hy het baie sterk boundaries en hy sal nie overcommit nie. Ek is heeltemal die teenoorgestelde. So dis nogal 'n interessante balans. Maar wat ek basies altyd vir mense sê is, jy weet, jy kan nee sê want jy het die reg om nee te sê en jy hoef nie vir enige iemand enigiets te verduidelik nie. En ek dink daai is 'n baie goeie noot om op af te sluit. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons hoop jy het nou 'n paar wenke gevind, maar ons gesels nou weer verder.